So voor ons almal op pad werk toe is en ons dag begin, is daar gou 'n boodskap wat ek met jou wil deel. 'n Ding wat ek toe nog gaan raak lees. En ek lees hierso van 'n Sunamitiese vrou. En terwyl ons nou sien, weet daar's gedeeltes, daar's boeke in die Bybel wat oor spesifieke mense geskryf word. Lees ek raak van hierdie vrou wat sy het nie 'n naam nie. Weet hierdie vrou word al wat daar van haar geskryf word in hierdie gedeelte sê sy was 'n prominente en baie belangrike vrou. Maar sy was onbelangrik genoeg om 'n naam te gehad het. En ek dink dadelik myself vanoggend nou terwyl ek dit sê, kom dit my op, maar baie keer wil ons naam gekoppel hê aan 'n wonderwerk. En ek dink baie keer as ons naam gekoppel wil hê aan 'n wonderwerk en dan moet boeke geskryf word oor ons. Dit is nou wat ek nou sommer net ervaar, is dit 'n ding van waar ons uit die prentjie uitgeneem word, juis sodat God al die eer kan kry. But nevertheless, ek lees hierdie gedeelte en ek sien 'n gedeelte van 'n vrou wie belangrik genoeg was om te sê sy's prominent, maar sy's nie belangrik genoeg om haar naam genoem te word nie. Dit is 'n vrou wie se man oud was, 'n vrou wie kinderloos was, totdat God vir haar kind gee. 'n Vrou wie se kind dood gegaan het en weer lewendig gemaak is. 'n Vrou wie die Here geken het. So in die jaar, gaan daai tyd van die van hongersnood kom Elisa, net voor dit, sy gaan kyk lees in 2 Konings 4, is dit 'n gedeelte waar die vrou gesê het vir hom man, kom ons gee vir hierdie ou herberg, kom ons gee vir hom slaapplek, kom ons gee vir hom kos, terwyl hy besig is om so te reis. En ek dink daarso was dit 'n ding gewees waar sy ook meer die guns van die Here gekry het, want sy was bereid om iets te gee van haarself. Maar kom ons gaan aan, hy sê, in daai tyd kom Elisa na haar toe en hy sê vir haar, vrou, vat jou goed tydelik op en gaan woon in 'n vreemde land. En dit tref vir my, want sy het die Here geken, sy is deur swaar kry, sy het gesê sy gaan die Here dien, en hier kom Elisa en hy sê vir haar, vat jou goed en jou gesin, en gaan onbepaald na 'n land toe, 'n land wat jy nie ken nie, en hierdie vrou gaan sy kies om in die Filistyne te gaan bly. Jy kan kyk verder in 2 Konings 8:6, sy was in Filistyne gewees. Nou, vra ek vir myself, Here, maar hoekom, as ek dink aan myself, Here, ek dien U, ek het U wonderwerke aanskou, ek het 'n belofte gemaak, ek het my lewe afgelê vir U, en skielik sê die Here vir jou, gaan na 'n sekere plek toe. Weet, en baie keer dan dink ons sê, joh, ons is baie gehoorsaam, ons gaan hierdie ding nou doen. Maar terwyl ons dit doen, eindig ons op in 'n plek waar ons vreemd is. 'n Plek soos die Filistyne vir 'n onbepaalde tyd. Ek het dit gaan neerskryf. Hy sê dit beteken om vir 'n onbepaalde tyd iewers te gaan woon. Om tydelik jou plek, jou sekuriteit en jouself en jou regte prys te gee. Sy moes alles agterlaat. Hierdie vrou moes alles agtergelaat het. Sy moes haar huis, haar grond, haar bekende wêreld moes sy opgegee het om in 'n plek te gaan lewe waar sy geen aanspraak het nie. En hierdie ding slaan vir my tussen die oë. Want baie keer voel ek, en ek sien hoeveel kinders van die Here, net oor die naweek het ek 'n gesprek met Ankerie terwyl sy hier was, en ons vra oor, sy sê, mamma, hoekom as jy jou lewe vir die Here gegee het, gaan soveel slegter met jou? Hoekom as jy jou lewe vir die Here gegee het, gaan jy deur al hierdie dinge en kry jy swaar en is dinge net vir jou baie moeiliker, en dit het my ook laat wonder, want ons gee tog ons lewens vir die Here, ons besluit, ons gaan nou die pad met die Here stap, en daar's baie ding wat die Here vir ons voorsien voor, en ons dinge wat ons ervaar saam met die Here, en tog het ons daai honger en dors binnekant ons om meer en meer te word soos Jesus. En hier kry ons daai geleentheid. Jy weet, en hierdie vrou, hierdie Sunamitiese vrou, sy het gegaan met 'n oorgawe, met 'n onverskrokke geloof, het sy gegaan en sy het gesê, ja Here,
In gehoorsaamheid sal ek gaan waar u gaan. Sy was nie, en dis 'n ding wat ek so onlangs hoor het, wat hy sê, selective obedience. Ja, is ek nie selectively obedient? Of kan ek in oorgawe gehoorsaam gaan wees? Daai is die ding wat my vasgeslaan het van, is ek selective in hoe ek wil gehoorsaam wees, of doen ek net 'n ding wat my pas? Jy sien, soms bring God ons na plekke heeltemal buite ons gemaksone. Plekke waar ons soos vreemdelinge voel. Plekke waar ons die vyand om ons sien. Plekke waar ons vra, Here, hoekom? Hoekom hier? Hoekom nou? Ek kan my net indink wat die mense van hom moes gesê het. Hoeveel vrae moes sy gehad het op hierdie oomblik? Hoe moedeloos sy soms moes voel. Sy het alles gehad, sy was belangrik in die gemeenskap. Sy het op 'n stadium het sy 'n kind gehad, haar kind moes sy in die dood afstaan, net sodat die kind weer teruggegee moet word. En die Here het hierdie dinge vir haar gedoen, en sy was getrou in die Here, en sy het hom gevolg, en hier skielik vat die Here haar na 'n plek toe wat sy nie ken nie, tussen vreemde mense. Maar na 7 jaar kom sy terug, want onthou Elisa het vir haar gesê, kom terug na 7 jaar, en sal die hongersnood verby is. En hier kom sy terug. En dit is my so awesome, hierdie volgende gedeelte. Sy kom terug, en sy is op pad na die koning toe, en vir hom te sê, hoor die koning, hier is ek is teruggekom, ek wil graag my goedjies terug, ek wil graag my land en my huis, en ek dink myself, ek gaan nou na iemand toe, en ek sê, luister, hier is ek terug, ek wil graag my goed terug hê. En net as ek dink sy op die troonkamer, as ek het so kan instap, of in die hofsaal, waar die koning gesit het, hoor sy iemand gehasie, kom praat met die koning oor haar. En hier was eerste ding wat my uitgestaan het. God sal mense in jou plek stuur. En jy wat vanoggend geen hoop het, en jy wat voel jy's alleen, jy wat voel jy's in 'n plek wat jy uit jou gemaksone uitgeruk het. Jy is in 'n plek waar jy vrees vir jou omstandighede, want onthou, as ek gaan lees in die Engelse Bybel sê, het Elisa gesê, go and live in a foreign land, indefinitely. En om in 'n foreign land, om in 'n vreemde land te gaan woon, beteken dit, ek het geen aanspraak nie, ek lewe tussen die vyand, ek beteken minder as in die plek waar ek was, en ek wonder myself, Here, maar hoe moes dit gewees het vir hierdie vrou, en ek dink sy moes skaam gewees het, sy moes eintlik 'n bietjie verbitterd gewees het, maar hier kom sy terug by die koning, in die plek waar sy ken, en iemand anders is besig om namens haar te praat. En hierdie ou gehasie, toe hy haar sien, sê, ja koning, hier is die vrou wat ek van praat, hier is die vrou wie se kind Elisa lewend gemaak het, hier is die vrou wat moes weggaan. En ek dink myself, ek sou obviously verstom gestaan het, want hier kom iemand anders en hulle kom praat met my. En nou einde van die dag gee hierdie koning alles vir haar terug. Maar joh, hoor net hierso, hierdie selfde koning, hierdie koning Jehoram, hy het bekend gestaan as 'n man wat baie kwaad kon word. Ek meen, hy het vir Elisa vervolg. Hy was so kwaad gewees vir Elisa, dat hy hom laat onthoof het. En hoor hierso, partykeer, nie net gee die Here mense in jou plek om namens jou te praat, en om op te kom vir jou nie. Maar partykeer gebruik die Here juist daai vyand. Hy gee jou juist guns in die oë van daai vyand. Want hier kom die koning, 'n man wat aggressief is, 'n man wat selfs mense, kinders van die Here vervolg het. En hy sê vir, jy het guns gevind in my oë. Ek gee vir jou terug wat jy gehad het. Ek gee vir jou terug hierdie land en die huis wat jy gehad het. Maar dit stop nie daar nie. Hy gee, ek dink, dit kan net die Here wees wat dit in sy hart bewerk het. Hy sê, nie net gee vir jou huis en jou kind, jou huis en jou land terug nie, maar al die opbrengste wat jy verloor het deur die jare wat jy weg was. So al die opbrengste vir hierdie 7 jaar, alles wat vir jou weggeruk het, kom gee ek vir jou terug. Hy sê, God gee vir my guns, nie net by mense rondom my, maar gee vir my guns by mense wat 'n verskil kan maak in my lewe.
by mense wat dalk op 'n stadium 'n vyand vir my was, daag jy vir my guns en wil hy iets groot doen vir jou. Ek lees in Joël 2 vers 25 sê die woord van die Here, hy sê, en ek sal julle vergoed vir al die jare wat die sprinkaan opgeëet het. Jy sien, daar is krag in gebed wanneer jy in 'n vreemde land is. Daar is krag in wanneer jy wag tussen die vyand. Daar is krag wanneer jy God vrees eerder as jou omstandighede. God se restaurasie gaan baie verder as die fisiese. God werk in die plekke wat jy nie eers gedink het hy aan werk nie. Hy herstel en hy gee terug nie net jou besittings nie, maar hy herstel jou in jou eer, jou emosie en jou geestelike krag. Die Sinomitiese vrou het alles en nog meer teruggekry. Meer as dit, haar storie word 'n getuienis van God se getrouheid. So net soos wat hierdie vrou nie belangrik genoeg was om dat daar 'n boek oor haar geskryf moet word nie, wat haar naam genoem moet word nie, kom God en hy gebruik juist daai storie van 'n onbekende vrou en hy vat dit verder en sy is belangrik genoeg dat daar oor haar storie geskryf moet word en ek dink dit gaan oor haar gehoorsaamheid, dat God vir haar plek kon gee het. En vandag wil ek jou kom bemoedig, as jy vandag dalk op 'n vreemde plek is, as jy voel asof jy in 'n plek van 7 jaar droogte is, want in my lewe voel ek baie keer, ek is so gehoorsaam in die Here, en dalk voel jy dieselfde vandag. Jy is gehoorsaam in die Here, jy doen wat jy moet doen, jy het lief vir die Here, en tog eindig jy op 'n plek op, tussen vreemde mense, in 'n droogte tydperk. Jy voel, jy verloor alles, en jy wonder, maar is dit die moeite werd om die Here dan nou tog te volg? Dan wil ek vir jou sê vandag, God stuur jou dalk vir 'n seisoen weg, maar hy bring jou altyd terug vir meer as wat jy verloor het. Hou net bietjie vas vandag. Ek weet jy wonder dalk, hoekom moet ek die Here dien vandag? Dit het met my beter gegaan toe ek nie die Here gevolg het nie. My genade, ek het daai ding al baie gevoel. As ek terugdink, en ek raak opstandig en ek raak eensaam, dan gaan daai gedagtes al baie my opgekom. Here, dit voel of ek baie meer gehad het. Dit voel of ek baie meer die lewe kon geniet toe ek niks gehad het, of toe ek nie gevolg het nie. En nou vandat ek die volg, nou kry ek swaar. En ek weet dit is nie net ek wat so voel nie, daar is baie mense wat reg op 'n plek van moedeloos word. En vandag wil ek vir sê, moenie die plek vrees waar God jou laat wag nie. Want hy berei jou juist daar in daai plek, in daai wagtende, in daai herstelplek, gebruik hy jou en hy berei dit voor, sodat jou volle eer herstel kan word, waar jy as 'n mens herstel kan word. So as jy dalk vandag, jy gaan hierdie nuwe week in en jy voel maar jy het nie hoop nie. Jy sit in 'n plek van droogte, jy sit in 'n plek van seer en swaar en jy dien die Here en jy wonder soms, my Here, is hierdie die moeite werd? Wil ek vir jou sê, dit is absoluut die moeite werd. God gaan jou deurtrek terwyl jy wagtend is, want daar is krag in hierdie plek waar jy wagtend sit vir hom, en kyk hoe vat hy jou terug. En hoe gee mense terug in jou plek? Jy hoef jy jouself te gaan verdedig nie. God gee mense in jou plek om namens jou te gaan beklei. Hy gee jou guns by juis op daai mense wat neergekyk het, op daai vyand van jou, gee hy daai guns vir jou. En ek hoop regtig, jy kyk vandag sommer net nuwe hoop, nuwe krag om te kan opstaan en sê, ja Here, my geloof is nie in mense nie, maar dit is U.